van die waarheid, kom woon hier in my. Maak my gehoorsaam, getrou aan die woord. Gees van die liewe, kom maak my weer nuut. Rig my gedagtes en denke na bo. Gee my die klop van die Vader se hart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. Baie welkom by ons Pinksterreeks. Wanneer ons aan Pinkster dink baie van ons dadelik aan Handelinge 2. Ons dink aan die geluid van die wind, tonge van vuur en die uitstorting van die Gees. Maar Pinkster begin eintlik baie vroeër as Handelinge 2. Om Pinkster regtig te verstaan, dink ek moet ons bietjie kyk na die verband tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons weet mos die Bybel is eintlik een groot verhaal van God se werk met sy mense. In die Ou Testament lees ons dat God sy volk uit Egipte bevry tydens die Paasfees. Dit was hulle Exodus. Hulle trek van slawerny af na vryheid toe. Ongeveer 50 dae later kom hulle in Sinaï aan. Daar gee God sy wet vir die volk. En dan begin hulle reis na die beloofde land, met God se teenwoordigheid wat by hulle is in die wolk en in die vuurkolom. En so lees ons van die uittog uit Egipte uit. As ons dan by die Nuwe Testament kom, dan lees ons Jesus sterf en staan op tydens die Paasfees. En dan bring hy 'n nuwe Exodus, 'n nuwe uittog. Dis nie 'n bevryding uit Egipte uit nie, maar dis 'n bevryding van sonde en van dood. En dan, 50 dae later, tydens die Joodse Pinksterfees, wat nie vir hulle ongewoon was nie, stort God sy Gees uit op die kerk. En dis nie toevallig nie. In die Ou Testament gee God sy wet aan die volk. In die Nuwe Testament gee God sy Gees aan sy volk. In die Ou Testament lei God sy mense deur die woestyn. In die Nuwe Testament lei die Gees van Christus sy kerk op 'n nuwe reis na God se nuwe wêreld. Pinkster gaan nie net oor een dramatiese gebeurtenis in Handelinge nie. Pinkster wys vir ons dat God nog altyd besig was om sy mense te lei, om hulle te vorm, om naby hulle te wees. En dit bring ons by vandag se vraag. Waarom het ons die Heilige Gees nodig? Ons het nodig om 'n bietjie te dink oor die Heilige Gees, omdat baie gelowiges dink die Gees is iets ekstra. Of die Gees is net vir sekere gelowiges. Of die Gees is net vir spesiale oomblikke. Maar in die Bybel is die Gees nie 'n ekstraatjie in die Christelike lewe nie. Die Gees is die manier waarop Christus nou by sy mense teenwoordig is. Ons lees in Johannes 14 die volgende. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet of voorspraak gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Dis 'n ongelooflike stuk troos. Jesus weet sy disippels gaan bang wees, verward, onseker. Hulle weet nie wat gaan volgende gebeur nie. En dan sê hy vir hulle, ek sal julle nie alleen los nie. Die Heilige Gees is nie maar net 'n krag of 'n energie nie. Dis die Gees van God wat absoluut teenwoordig is by sy mense. In die Ou Testament lees ons, was God teenwoordig in die tabernakel en later in die tempel, maar nou, God woon deur sy Gees in sy mense. Dit beteken, die Christelike lewe was nooit bedoel om alleen geleef te word nie, om dit alleen te probeer doen nie. Dis so menslik. Ons probeer dikwels self verander, self sterk wees, self my vrede vind, self glo. Maar die evangelie sê, God kom woon deur sy Gees in ons. Die waarheid is,
Ons het nie net hulp van God nodig nie. Ons het God self nodig. Want om 'n Christen te wees is onmoontlik uit onsself. Ons kan dalk vir 'n ruk probeer om beter te leef. Ek kan dalk probeer om meer geduldig te wees, meer liefdevol, meer getrou, meer Bybel te lees, meer te bid. Maar diep binne in ons weet ons harte verander nie maklik nie. En dis waarom die Heilige Gees gegee is. Die Gees kom doen wat ons nie self kan doen nie. Hy oortuig ons van sonde. Hy herinner ons aan Jesus se woorde. Hy is ons trooster. Hy kom gee vir ons nuwe begeertes. Hy leer ons om lief te hê, wat ons nie self kan nie. Hy gee vir ons krag om te volhard. Die Gees verander nie net wat ons doen nie. Die Gees verander wie ons besig is om te word. Dis waarom Paulus in Galasiërs praat van die vrug van die Gees. As, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid. En dis nie karaktereienskappe wat ons net moet probeer namaak nie. Dis die lewe van Christus wat deur sy Gees in ons as mense begin groei, sigbaar word, dat ander mense dit kan sien. Galasiërs 4 vers 6 sê, en omdat julle sy kinders is, het God die Gees van sy Seun uitgestuur tot in ons harte. Die Gees wat roep, Abba, Vader. Dit is 'n baie persoonlike vers. Die Gees kom help ons om ons geloof persoonlik te maak. Nie kopkennis nie, maar 'n verhouding in my hart. Die Gees help ons om God as Vader te ken, om vir Jesus te hoor, dat God nie 'n ver God is nie, maar iemand wat naby my is. En dit verander hoe ons elke dag leef. Want baie van ons het so gewoond geraak om te leef uit vrees. Vrees vir mislukkings, vrees vir die toekoms, vrees dat ons nie goed genoeg is nie. Maar in 2 Timoteus 1 vers 7 lees ons as Paulus skryf, God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die Gees bring nie chaos nie. Die Gees bring nuwe lewe. Die Gees gee moed. Die Gees gee liefde. Die Gees gee selfbeheersing. En dalk is dit wat belangrik is dat ons dit vandag weer hoor. Die doel van Pinkster was nie net 'n groot geestelike ervaring nie. Die doel van Pinkster was dat Christus deur sy Gees in gewone mense sou leef. Die Gees help ons bid wanneer ons nie woorde het nie. Die Gees troos ons. Hy lei ons. Hy vorm ons. Hy verander ons stadig om meer en meer soos Jesus te leef. En dit beteken, om 'n gelowige te wees, beteken nie om net harder te probeer nie. Dit beteken om nader aan Christus te leef. Miskien is jy vandag moeg, of geestelik uitgeput, of voel jy ver van God af. Pinkster wil ons kom herinner dat God is nie ver weg nie. Hy is naby, hy is hier by ons. Hy woon deur sy Gees in sy mense. Iemand het eenmaal gesê, Christus se hemelvaart het hom vrygemaak van die beperking van plek en ruimte. Dit beteken dat hy nie verder weg beweeg het nie. Dit beteken dat hy nou naby ons is, om oral by sy mense te wees. En dan hierdie ongelooflike beeld wat daarmee saamgaan. God is nader aan ons as ons eie vel. Ons moet mooi daaroor dink en dit mooi hoor. God is nader aan ons as wat ons eie vel is. Dit is wat die Heilige Gees doen. Hy bring die teenwoordigheid van God naby, by ons, in ons, deel van ons. En daarom is die Heilige Gees nie net deel van 'n Christen se lewe nie. Die Heilige Gees en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is my as gelowige se lewe. Môre gesels ons bietjie verder oor hoekom sukkel die Gees dan so met ons? Hoekom sukkel ons so om gehoorsaam te wees aan die Gees? Kom ons bid saam. O Heilige Gees, Gees van God, Gees van die waarheid, Here, ons wil in hierdie Pinksterweek net bietjie kom stil word.
net bietjie kom asemhaal, Here, net bietjie kom onthou, dat die Heilige Gees, Here, dat U maar nie maar net 'n sousie is wat behoor ons daaglikse lewens gegooi word nie. Here, maar dat die Gees wat in Christus was, ook die Gees is wat in elkeen van ons is. Herinner ons tog daaraan. Here, maak ons ore en ons oë en ons verstand oop, om die Gees te kan hoor. Here, maar ook om gehoorsaam dan te wees aan die Gees. O Heilige Gees, help ons om U raak te sien in elke ding wat ons elke dag doen en sê. Here, en as ons U nie daar sien of daar hoor nie, help ons om U te soek, want dalk is ons op die verkeerde plek. Dalk is ons nie waar U ons wil hê nie. Amen. Ons gesels môre weer verder. Tot dan.